Dis dag 133 van ons reeks deur die Nuwe Testament. Ek is Rinus van Sion in Parys, voorware voorreg om saam met jou stil te word. Hierdie is seker van die bekendste woorde van Jesus wat hy vir ons gesê het in die Bybel. Kom na my toe. Romeine 15 vers 2 en 3 wil ek vanmôre vir jou lees. Ons moet aan die beswil van ons naaste dink en hulle so in hulle geloofslewe help opbou. Ook Christus het immers nie aan sy eie sin en wil voorkeur gegee nie. Soos die skrif sê, die wat u beledig, beledig ook vir my. Alhoewel ons die swakhede van die swakkes moet dra. Soos Paulus aanhaal uit Psalm 69 vers 9, maak hy dit duidelik dat Jesus nie toegelaat het dat mense in hulle eie wettisisme vasgevang bly nie. Toe hy op die Sabbatsdag genesing verrig het die Fariseërs hom begin verwyd. Het hy opgehou? Nee. Hy het al wanopvatting reggestel en voortgegaan om te genees. Aan die ander kant was daar tye toe Jesus sy vryheid op sy geskuif het. Betaal julle meester tempelbelasting, het die Fariseërs vir Petrus gevra. Sekerlik, het Petrus geantwoord. Maar toe Petrus dieselfde vraag aan Jesus stel, het Jesus gesê, hef koningsbelasting by hul eie kinders? Natuurlik nie, maar om nie aanstoot te gee nie, gaan vang 'n vis. Die eerste vis wat jy vang, sal 'n muntstuk in sy bek hê wat die belasting sal dek. Ek is verward, sê jy dalk. Moet ek my naaste se swakheid dra, of moet ek hom teregwys tot opbouing? Doen bloot wat die Here jou op enige gegewe oomblik beveel. Soms sal hy jou vra om geduld te hê met diegene wat swak is. Ander kere sal hy jou vra om hulle genoeg lief te hê om hulle tereg te wys. Selfs sal beteken dit dat jy kritiek of verwyt sal moet verduur. Die wese van die Christelike geloof is nie reëls, beginsels of regulasies nie. Dit gaan daaroor om oomblik vir oomblik saam met die Here te wandel en te vra, Here, hoe hanteer ek hierdie situasie? Is dit tyd om terug te staan en swakheid te verdra, of is dit tyd vir liefdevolle vermaning en konfrontasie? Dit is asof die Here vir ons breë beginsels in die woord gee, en dan sê, kom na my toe vir die verdere instruksies. Ek sal jou wys wat om te doen, en dit sal reg wees, in ooreenstemming met sowel liefde as vryheid. En daarom, my gebed vir jou vandag, laat toe dat die woord van die Here en sy Heilige Gees jou tree lei. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Die Here seën jou. Amen.